Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons wil vra dat U vir ons sal seën, dat U genade en die vrede ook aan ons sal gee, en dat U ons ook vanmôre sal lei, dat ons dan ook opnuut weer sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook sal leef met die inligting wat ons ook hier kry, met dit wat U ook hier vanmôre vir ons leer, soos kinders van die opgestane Here. Here, ons vra daarom, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil hê dat ons oor die volgende paar Sondae gaan ons so 'n bietjie fokus op die kwessie van ongeloof. Ek wil dit net vooraf sê, en met dit as agtergrond wil ek vir ons vanmôre lees uit Lukas 24, daar vanaf vers 13 tot vers 35. Dit is die gedeelte wat gaan oor die Emmausgangers, soos wat hulle bekend is. Nou, ek wil vir ons lees hier van vers 13 af in Lukas 24. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een, wie se naam Klopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van 'n engel wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met hom was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom erken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11
en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Ek lees vir ons net tot sover. As teksvers vanmôre wil ek vir ons uitlig vers 32. Vers 32, ons lees daar in Lukas 24 vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Gister gee ek Engelse lesse vir 'n man uit Oekraïne. Sy naam is Andrew. Ek gee amper elke Saterdag vir hom en ook vir sy seun klas en soms ook vir sy vrou. En gister het Andrew spesifiek gevra dat sy klas baie vroeër geskuif moes word as gewoonlik. En ek het toe gewonder hoekom hy sy klas vroeër geskuif het, maar toe die klas begin, het ek onmiddellik verstaan. Nou ek weet in Oekraïne en sommige van die ander lande, veral in Europa en nader daar aan Rusland, is die meerderheid van Christene ortodokse Christene. En ek weet ook hulle werk op 'n ander kalender as ons, hulle werk op die Juliaanse kalender en ons werk natuurlik op die Gregoriaanse kalender. En dit beteken dat hulle Paasfees met ons in 'n gewoonlik verskil. En hierdie jaar verskil dit ook 'n week met ons Paasfees. So waar ons verlede week Paasfees gevier het, vier hulle hierdie week Paasfees. Nou Andrew is 'n baie groot Christen en ons praat baie keer tydens ons lesse oor ons geloof en oor die Here. En ook gister het ek verstaan, hy het ons les vroeër geskuif omdat hy deur die dag wou slaap voordat hy die aand kerk toe sou gaan. En hy het vir my vertel dat hulle 'n baie mooi gebruik het om op Paasondag 'n lang middernagdiens te hou wat middernag reeds begin en wat gewoonlik eers teen 3:00 die oggend klaar is. Hulle sing baie tydens hierdie diens en daar's baie mooi gebruike wat daar binne ook gebeur en dis baie mooi. Maar ons weet ook Oekraïne is natuurlik op hierdie stadium en nou al vir baie jare in, ek wil amper sê 'n bloedige oorlog gewikkel met Rusland. Daar's, en wanneer ek met Andrew hulle praat ook, daar is weekliks nog bomme wat ontplof, missiele wat afgeskiet word, drones wat afgeskiet word ensovoorts. Dis 'n realiteit in hulle lewens. Weekliks moet hulle nog in bomskuilings inhardloop. So dit is 'n realiteit vir hulle. Maar saam met hierdie oorlog wat plaasvind op die oomblik tussen Rusland en Oekraïne, is daar sekere reëls in Oekraïne vir die burgers van die land. En van daardie reëls, spesiale reëls, ek wil amper sê reëls wat in hierdie omstandighede geld, is dat niemand mag tussen 10 in die aand en 5 in die oggend buite hulle huise wees nie. Hulle mag nie rondren nie, niks mag gebeur nie. Dis amper soos wat dit in die COVID-19 tyd in baie lande, ook in Suid-Afrika was. Nou, prakties is dit 'n reël wat vir hulle sin maak. Maar nou kom ons terug en dan vra ons, maar hoe gemaak nou met hierdie kerkdiens waarvan ek nou vertel het, wat hy sê wat 12:00 die aand op opstanding Sondag, op Paasondag begin, aangesien hulle nie na 10 in die aande mag uitwees nie. En dit is toe laat Andrew vir my vertel, hulle oplossing is om alreeds voor 10 die aand by die kerk te wees. En dan gesels en kuier hulle maar daar buite die kerk saam met mekaar, totdat uiteindelik die opstandingsdiens die Sondag amptelik om 12:00 die aand begin. En dan, soos ek reeds gesê het, het hulle erediens wat hy vir my vertel, wat ten minste vir 3 ure lank aanhou. En dan daarna, wanneer die kerkdiens klaar is,
dan kan hulle natuurlik nie huis toe gaan nie, want dit is nog nie 5:00 die oggend nie. So deel van hulle gebruike is ook, hulle bring 'n paasmandjie wat vol kos is. Daar's ook geverfde eiers wat die simbool is van die nuwe lewe in Christus wat die dood oorwin het, wat die graf oorwin het ensovoorts. Wat hulle alreeds by die huis begin verf het. Dis mooi familietradisies. En dan daar by die kerk na die diens wat tot 3:00 toe sal aanhou, dan eet hulle saam en hulle kuier saam totdat hulle uiteindelik 5:00 die oggend wettiglik huis toe mag gaan. Nou wat Andrew vertel het, is baie inspirerend. Ek het gedink onmiddellik toe hy dit vir my vertel, hierdie mense se harte is brandende vir die Here. En ek het vir hom gesê, dit is wonderlik dat geen oorlog hulle kan keer om hulle geloof ten volle uit te leef nie. Maar aan die ander kant daarvan moet ek ook sê, dit het my baie skaam laat kry, want ek het besef in Suid-Afrika waar daar geen oorlog is nie, geen bedreiging is nie, het Paasnaweek vir baie gekom en gegaan, en vir baie was dit net nog 'n lang naweek of 'n vakansie. Ons was nie met Goeie Vrydag of met Opstanding Sondag kerk toe gewees nie, want ons verskonings is meer as wat ons kan tel. Ons is nie by die huis nie, ons is op vakansie, ons moet rus, ons rus nou. Ons kuier by familie of by vriende, of vriende of familie kuier by ons, ensovoorts, ensovoorts. So gaan die verskonings maar aan. En so, die vraag waartoe dit my gebring het, is hoekom is ons harte nie meer brandende vir die Here, brandende met geloof nie? Ek vra, bluf ons onsself en noem ons onsself Christene, maar ons is eintlik ongelowig. Sê ons dat ons glo dat Jesus is gekruisig, dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, dat hy vir ons op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het, maar eintlik twyfel ons of dit werklik die waarheid is. Eintlik is ons kleingelowig. Ook in Jesus se tyd, moet ons verstaan, was daar mense wat getwyfel het, wat nie geglo het nie. Ons sien dit. Wanneer ons hierdie selfde verhaal van die Emmausgangers lees, dan sien ons daar word daarna verwys in Markus 16 in verse 12 en 13 lees ons onder andere, en hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hier word gepraat van die Emmausgangers, en dan sê vers 13, hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. So hier sien ons hierdie ongeloof, hierdie twyfel. So ons kan onsself indink die situasie waarin dit was. Hulle is nog onseker. Het Jesus opgestaan? Het iemand sy liggaam gesteel? Wat is die omstandighede? Miskien sê ek vir myself, as ons weet hoekom ons harte nie meer brandende is vir God nie, kan ons gaan self ondersoek instel en kan ons dit verander. En daarom wil ek hê dat ons vanoggend juis hierdie vraag moet vra. Ons vraag is, hoekom is ons harte nie meer brandende vir God nie? So kom ons vra daardie vraag, en ek het vanmôre 'n klompie antwoorde hier uit ons geleesde gedeelte uit. Die eerste daarvan, as ons hierdie vraag vra, is ons oë is bot toe. Ons sien nie en ons kies om nie te sien nie. Ons wil nie sien nie. Nou ons sien dit daar in vers 16. In vers 16 lees ons, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon erken nie. So in hierdie geval het Jesus of God hulle weerhou om te sien op daardie stadium. Ons sien Maria het hom ook nie onmiddellik erken nie, want hy het nou opgestaan met hierdie verheerlikte liggaam. Maar baie keer kies ons om nie te sien wat die waarheid is wat voor ons is nie. As ons oor die historiese feite praat, dan weet ons, die fisiese harde bewys, die feite is daar. Dis letterlik, dis logies. Ons kan dit nie meer ontken nie. Jesus was 'n mens, hy was op aarde, hy is gekruisig, hy het uit die dood uit opgestaan. Maar daar is niemand so blind, sê die spreekwoord, soos die wat nie wil sien nie. Want dis gemakliker so sien, en dis die realiteit van ons dag. Anders is daar te veel verantwoordelikheid op ons. Anders is dinge te ingewikkeld. Dis die leuns wat die duiwel hier in ons oë kom fluister. Maar dis baie belangrik dat ons moet onthou, Jesus het nie net mense se fisiese blindheid genees soos die van die blinde man daar in Johannes 9 nie,
maar ook, soos ons ook daar sien, hulle geestelike blindheid. En as ons besef wie hy is, en glo wie hy is, dan is dit ook so dat hy ook vir ons nie net ons fisiese blindheid nie, maar in die besonder ook wil ek die klem daarop lê, ons geestelike blindheid kan en sal genees as ons hom ook vra. Nou ek wil vir ons so kortliks wys, ek het genoem Johannes 9. In Johannes 9 lees ons van die blinde man wat Jesus genees het, daar in vers 7. Ek wil net sulke grepe uithaal. In vers 7 lees ons, en dis nou Jesus, en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. So eerstens, hierdie man was gehoorsaam aan dit wat Jesus vir hom gesê het, en daarom uiteindelik, dit gaan ook oor geloof, maar toe hy terugkom, toe sien hy. Jesus het op die grond gespoeg, daai modder op sy oë gesit en vir hom gesê, gaan was jou. Hy was gehoorsaam aan Jesus en hy het siende geword. Later in hierdie hoofstuk in vers 30 lees ons, nou ondervra al die fariseërs en almal hom, maar ons lees in vers 30, die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy, dis nou Jesus is nie. En hy het my oë geopen. En hier praat hierdie blinde man van meer as net sy fisiese blindheid. En ons lees verder in Johannes 9 in verse 37 en 39, so 7 verse later. En Jesus sê vir hom, dis nou vir hierdie blinde man, jy het hom, dis nou vir my gesien. En hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word. So ons sien hier dat dit alles gaan oor hierdie blinde man se geloof. Jesus genees nie net hierdie man se fisiese blindheid nie, maar ook sy geestelike blindheid. As ons dus ook besef dat ons so dikwels geestelik blind is, omdat ons juist kies om nie te sien nie, omdat ons dalk nie wil sien nie, kan ons uiteindelik weet, ons kan ook na God toe gaan, hy is 'n genadige God, hy sal ons ook van ons blindheid genees, ons kan hom ook deur gebed vra, om ons uiteindelik weer siende te maak. God stel ons in staat om te kan sien, en dit is baie belangrik dat ons sal sê, sy woord, die Bybel, is daar die bril wat ons opsit, wat ons sondige, swak visie weer sal herstel, om hom en sy wil vir ons uiteindelik duidelik te sien. Tweedens, as ons nog steeds hierdie vraag vra, hoekom is ons harte nie meer brandend nie, dan wil ek 'n tweede antwoord gee en sê, want ons is bedroef, moedeloos en hartseer. Die wêreld kry ons onder, want ons het geen hoop nie. En omdat ons geen geloof het nie, daarom het ons geen hoop nie. Sien, die feit is dat ons kan dit ook weet. Ons hoef nie bedroef of hartseer te wees nie. Ons hoef nie moed op te gee nie. Hoekom? Want almal weet dit, die feite is daar. Jesus het oorwin. Dit is wat verse 17 en 18 ook vir ons wys. Ons lees dit hier, kom ek lees dit weer vir ons, en hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En dan antwoord hulle, en hulle sê, en die een wie se naam Klopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En dan gaan dit natuurlik aan. Maar die lank en die kort is, Jesus het opgestaan, hy het oorwin, dit is die feite, hy is gekruisig, dis die feite waarvan Klopas hier praat. So sien, dis belangrik dat ons sal verstaan, as ons dink, dis net hierdie ou harde, wrede, sondige lewe, en as ons hier doodgaan, is alles verby, as ons laaste asem uitblaas, is daar niks meer nie, dan sal dit ook so wees, dat ons altyd moedeloos, bedroef en hartseer is. Paulus sê dit ook in 1 Korintiërs 15, daar in vers 19 sê hy, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Dit was ook die geval, in hierdie geval met die Emmausgangers, voordat Jesus hulle oë, hulle verstand geopen het. Hulle het gehoop dat Jesus 'n aardse koning sou wees, wat hulle kon verlos en op aarde uiteindelik as 'n koning oor hulle regeer. Maar ons het die voorreg, die vermoë
om van beter te weet. Net in die volgende vers in 1 Korintiërs 15 en vers 20 sê Paulus, maar nou Christus is opgewek uit die dood of uit die dode. Hy is die eerste, of hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En dit is die wonderlike. Ons weet Jesus is ons ewige koning. En wat ons egter nie moet mis nie, is die Emmausgangers was geskok geweest dat hierdie man wat eintlik Jesus was, maar hulle het dit nie geweet nie, dat hy nie geweet het van die gebeure van die kruisiging nie, of hulle het so gedink. Maar hulle was geskok omdat dit algemene kennis was. 3 dae later was dit 'n historiese feit wat almal het daarvan geweet. En net so is Jesus se opstanding ook 'n fisiese historiese feit wat nie ontken kan word nie. Die bewyse is daar. Sommige wil dit net nie glo nie. Ons moet besef alreeds daardie selfde Sondag, dis wanneer hierdie 2 Emmausgangers op pad is na Emmaus, wanneer hulle loop op die pad, waarop Jesus die dood oorwin het, is op dieselfde Sondag, reeds op daardie selfde Sondag al, wat hy uit die dood uit opgestaan het, is die woord versprei dat hy uit die dood uit opgestaan het. En daarom uiteindelik kon hulle vir hom ook daarvan vertel. Die vroue sê sy liggaam is nie meer daar nie. Hulle sê hulle het 'n droom of 'n gesig gehad van 'n engel. Hulle het daarvan geweet. Ook vandag kan ons weet, die feite is daar. Jesus het opgestaan, maar baie wil dit nie weet nie. Baie wil dit nie aanvaar nie. Baie skop daarteen. Want die leuen weer eens van die Satan is, as ek dit glo, dan is daar 'n klomp reëls en regulasies wat daarmee saamkom. Dan is die lewe nie meer lekker nie en dan word die lekker van die lewe en my vryheid weggevat en ingeperk. Dis natuurlik die Satan se leuen, maar ons weet die teendeel daarvan is natuurlik die waarheid, en dit is dat geloof is juis dit wat ons vry maak om vir God uiteindelik lewens te leef tot sy eer, lewens wat gevul is met ware vreugde en ware geluk en ware vryheid. Maar sien, die ongelowige of die kleingelowige besef dit nie. Hulle besef nie dat saam met die ongeloof kom ook hierdie moedeloosheid, hierdie hartseer, hierdie bedroefdheid waarvan ons hier gelees het. Gelowiges aan die ander kant weet wat die teendeel is. Hulle weet dat saam met geloof kom werklike vreugde, werklike vrede, werklike gelukkigheid en rustigheid in God, omdat ons uiteindelik weet wie God is en daarom ook weet wie ons is. Daarom sê Jesus dan ook keer op keer, nie net hier nie, maar sê hy, moenie bedroef wees nie. En daarom kan ons ook weet, ons hoef nie bedroef te wees nie, ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie te vrees nie. Hoekom? Want hy het oorwin en ons saam met hom. Daarom gee hy vir ons ook sy vrede. Daardie vrede wat ons weet, wat alle verstand te bowe gaan. Omdat ons weet wie hy is, soos ek gesê het, hy is die opgestane Here, en ons besef ook, ons het die voorreg om sy kinders te kan wees. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, en daarom is elke Sondag 'n blye viering, en ook 'n blye versekering van Jesus se opstanding uit die dood. 'n blye versekering en 'n blye viering dat Jesus die dood vir ons, in ons plek, namens ons oorwin het, en dit is wat hoop is. Daarom weet ons wie ons is. Ons is kinders van die groot en almagtige God, en ons weet waarheen ons op pad is. Ons is op pad na die ewige lewe toe. Daarom is dit nie vir ons nodig om te twyfel nie, maar in oomblikke van twyfel kan ons tot God bid, en kan ons vir hom ook vra om dit weer brandende in ons harte te maak, om ons geloof weer te versterk, soos daardie pa van daardie besete seun waarvan ons lees daar in Markus 9 vers 23 wat vir Jesus daar smeek in die 23ste en die 24ste vers. Ons lees daar, en Jesus sê vir hom, want hy kom vra nou vir Jesus dat Jesus sy seun sal genees, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. So dit is so, ons glo, maar baie keer is ons ook nog klein gelowig, soos ou Thomas van ouds, en daarom ook hier sien ons dat ons vir die Here kan vra, dat hy ook ons ongeloof te hulp moet kom, dat hy ons geloof elke dag weer opnuut moet versterk, sodat ons harte weer brandende uiteindelik kan word.
Ons laaste antwoord op hierdie vraag, hoekom is ons harte nie meer brandende nie? Hoekom is ons geloof soms so swak en so flou, wil ek amper sê? En ons sien derdens, dit is omdat ons nie meer die skrifte ken nie. Ons lees nie meer Bybel nie, ons ken nie meer Bybel nie, en ons het nie meer tyd vir God en vir die Here nie. Ons maak nie meer tyd vir God en vir die Here nie. Alles vat tyd. Die lewe is 'n gejaag na wind, en ons jaag van die een punt na die ander punt. Ons soek oplossings vir alles, en ons wil hê alles moet vinnig en onmiddellik gebeur. Ons moet erken vir mekaar, ons sal nie meer vir 5+ ure, soos Andrew hulle, kerk toe gaan nie. Maar, as die dominee langer as 20 minute preek, dan kla ons. Sosiale media moet ons erken, en in besonder wil ek hier sê TikTok is 'n groot probleem, want met al die kort video's, die shorts soos wat hulle noem, verloor ons en ook ons kinders die vermoë om vir langer as 2 of 3 minute aandag te gee aan enige iets. En daarom nou nie net ons vermoë om te leer en te groei daaronder nie, maar ons moet dit vir mekaar erken. Ook ons menseverhoudings en ons verhouding met die Here, met God, ly skade as gevolg daarvan, want ons wil hê alles moet in 'n oomblik, in 2 of 3 minute gebeur, en as dit langer as dit is, dan is ons ontevrede. En daar is altyd verskonings, wanneer dit gaan oor kerk toe gaan en konsentreer en Bybel lees, en om ons verhouding met die Here te bou. Wanneer die kinders klein is, dan sê ons hulle is te klein om lank stil te sit. In ons lewens is ons te besig, en wanneer ons ouer word, dan is die verskoning, ons het nou te oud geword om vir so lank te konsentreer. En dit is nie die waarheid nie. Ons moet onsself, en ons kan onsself bly oefen om vir langer tydperke te konsentreer en te begryp wat gesê word en wat ons uit die Bybel uit lees en wat die dominee uiteindelik preek. Maar die lank en die kort is uiteindelik die verskonings hou maar net nie op nie. By my vorige gemeente het een van die ouderlinge selfs op 'n keer vir my gesê, jy hoef nie elke keer Bybelverse te gee as bewys vir alles wat jy in 'n preek sê nie, want dis 'n mors van tyd. Nou ja, ek was so verbaas dat ek geen woord kon uitkry nie, en toe het die ou gelukkig weggeloop voor ek enige iets kon sê, en toe is daai situasie verby. Maar dit is eintlik juist die punt. Die punt is, ons ken nie meer die Bybel nie. Elke tweede Jan Rap en sy maat doen 'n 3 dae kursusie op die internet, noem hulle self dan 'n pastoor, en dan begin hulle vir mense preek, en dan verkondig hulle alle dwaalleer en valshede sonder enige bewyse uit die Bybel uit. Maar hier in ons geleesde gedeelte het ons dit gesien, tussen verse 25 en 27 sien ons dit. Jesus sê eintlik hier, skrif verklaar skrif, en ons moet die skrifte ken. As ons die skrifte ken, dan sal ons harte weer brandende wees vir God, en sal ons geloof 'n vuur wees wat die hele wêreld aan die brand steek. Kom ek lees weer vir ons verse 25 tot 27, ons lees hier, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, so ons sien, eerstens hier, hulle harte is traag. Hoekom is ons harte nie brandende nie? Want ons is ook baie keer traag. Maar dan sê hy al reeds hier, is traag om te glo, dit wat die profete, die Ou Testament gesê het, en dan sê vers 26 en 27 verder, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. As hulle die Ou Testament gelees het en geken het, so hulle dit geweet en begryp en verstaan het. In vers 27 sê, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So, die lank en die kort is, ons ken nie meer die skrif nie, en daarom, omdat ons nie meer die Bybel ken nie, daarom is ons harte nie meer brandende nie. Daarom het ons nie meer hoop vir die toekoms nie. Daarom is ons moedeloos, en daarom is ons bedroef. Ek wil dit weer sê, Jesus leer vir ons nie net hier nie, maar ook elders in die Bybel, dat skrif verklaar skrif. As ek wil sê, so spreek die Here, moet dit God wees wat praat deur sy woord, die Bybel. Dit moet nie ek wees wat my idees of gedagtes of agendas op ander afdruk nie. Ek moet wys waar dit in die Bybel staan. Ons moet besef, elkeen van ons het dis ook die groot verantwoordelikheid om die Bybel te lees, sodat ons dit kan ken, sodat ons by die waarheid kan bly.
Dit beteken, ons moet Bybel lees, ons moet kerk toe gaan waar die woord, die Bybel vir ons oopgebreek en verduidelik word, en ons moet elke ander geleentheid wat daar vir ons is, moet ons aangryp om meer te leer van wie God is, wat sy wil is vir ons, en hoe ons hom kan loof en prys en eer deur ons lewens. Sien, as ons Bybel lees, sal ons meer en meer sien wie God is, hoe groot sy liefde en genade vir ons is. Ons sal verstaan en sien dat daar 'n groot verlossingsplan is, dat God van die begin af die einde sien, en dat ons deel is van daardie groot verlossingsplan, en dat ons ook deur hom gebruik word hier op aarde, om daardie plan uit te voer tot sy eer. Ons sal sien dat God beloof, dat dit nie net aan die einde van ons lewens hier die einde is, en alles is verby nie, maar dat daar soveel meer is wat op ons wag. En ons sal sien dat God altyd sy beloftes hou, en uiteindelik as ons dit verstaan, en ons weet wie ons is, en waarheen ons op pad is, dan uiteindelik sal ons ook die waarheid ken, en sal ons die waarheid kan verdedig. Dan sal die vuur in ons harte uiteindelik weer brand, soos wat dit moet brand. In 1 Tessalonisense 5 vers 19 lees ons daardie bekende woorde, blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. So my oproep vanmôre aan elkeen is, kom ons gaan terug huis toe. Kom ons gaan stel weer selfondersoek in oor waar ons die vuur van die Heilige Gees en die vuur van God, die vuur van ons geloof in ons eie lewens blus. En kom ons hou op om daardie vuur te blus, maar kom ons gaan en ons gooi weer petrol op die vuur van ons harte, sodat ons harte weer kan brandende word vir God. Want hy het vir ons gesterf, hy het vir ons die dood oorwin, hy het opgestaan en hy is die lewende God. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons kinders van U kan wees, dat ons kinders kan wees van die alleenware, drie-enige, almagtige, lewende God. Here, wat 'n voorreg dat U ons ook uitverkies het om U kinders te wees, dat U die Heilige Gees gestuur het om in ons harte te kom bly, en dat die Heilige Gees ook die geloof in ons harte werk. En Here, vanmôre wil ek ook opnuut weer vra, Here, in tye van twyfel en ongeloof, wanneer ons moedeloos raak, Here, versterk ons geloof, werk met die Heilige Gees in ons harte, en lei ons in U waarheid. Here, steek die vuur opnuut weer in ons harte aan, daardie vuur van verlange om U te ken, om U te dien, en om te leef tot eer van U naam. Here, gee dat ons nie net sal sê dat ons kinders van die opgestane Here is nie, maar gee dat ons werklik ook so sal leef. Nou Here, wees saam met elkeen van ons wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is. U ken elkeen van ons omstandighede. Here, vertroos vir ons, bring vir ons genesing, maak vir ons gesond, gee vir ons deur elke dag weer opnuut krag, hoop en moed, om ons koppe op te lig, om op U te fokus, en met harte wat brandende vir U is, dan ook te leef tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, want waarlik aan U kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.